Goeiedag en welkom by hierdie oordeenking. Ons erken dat God altyd was, steeds is en altyd sal wees. Hy is dus in elke deel van ons tydlyn, altyd. Ons tema vandag, 'n vars blik op die toekoms. Lees gerus saam met my uit Jesaja 43. Die Here sê, moenie vassteek by die verlede nie. Moenie net dink aan die dinge wat verby is nie. Let op, ek gaan iets nuut laat gebeur. Dit het al reeds begin. Kom julle dit nie agter nie? Ek maak deur die woestyne pad vir my volk om terug te kom. Ek laat riviere deur verlate plekke loop. Die jakkalse en die volstruise, al die wilde diere in die veld, sal daarvoor vir my kom dankie sê. Ek het water in die woestyn gegee vir hulle om te drink. Ek het riviere deur eensame gedeeltes laat loop sodat die volk wat ek vir my gekies het, daaruit kan drink. Hulle is die volk wat ek vir my bymekaar gemaak het om my te loof en te prys. Ek wonder wat staan vir jou uit? Watter beeld gryp jou verbeelding aan? Hoe land hierdie bekende skrifgedeelte vandag in jou hart? Ek wil jou eers net nooi om aandag te skenk aan daardie woord wat in vers 19 vertaal word met let op. In ander vertalings sê dit kyk. Die Hebreëse woord wat gebruik word kan vertaal word met behold, aanskou, en word gebruik om die hoorder of leser se aandag na iets betekenisvol te draai, of om 'n belangrike punt te beklemtoon. Dit lei dikwels 'n stelling van 'n goddelike openbaring in. Hier in hierdie skrifgedeelte spreek die woorde tot die Israelitiese volk wat in 'n mismoedige situasie is. Hulle is vreemdelinge, weggevoer uit hulle land. En nou sê die Here, kyk, hier kom iets belangrik. So sê die Here dan vir ons en vra ons om op te let. Hy is aan die werk, hy gaan iets nuut laat gebeur. Die uitroep nooi ons om die woorde as belangrik te ag. Maar hoe doen ons dit? Hoe sien ons regtig raak wat God doen? Hoe maak ons seker ons kyk dit nie mis nie? Wel, ons gebruik ons oë. Ons kan ons fisiese oë gebruik, maar as ons net so kyk na ons wêreld en na ons toekoms, dan sien ons maklik net swaar kry en armoede en geweld en onrus, onsekerheid. Of ons sien sperdatums, druk, die koste van oorlewing, uitdagende en komplekse verhoudings. Ons sien maklik net wat onmiddellik voor ons is. God sien definitief meer as dit. Ek vermoed wanneer hy ons vra om te kyk, nooi hy ons om meer raak te sien. So ons kan die oë van ons verstand gebruik, maar dan wil ons verstaan en ons wil feite hê, feite wat ons nie altyd kan kry nie. Ons wil dinge uitpleis en sisteme en planne sien sodat wat ons dink goed en reg is, moontlik is en kan gebeur. Maar die oë van ons verstand sien ook nie soos wat God sien nie. Maar wat as ons die oë van ons hart kan gebruik? Wat as ons kan begin kyk soos God kyk, soos wat ons in verhouding met hom getransformeer word, om meer soos hy te wees? Dit is dan as te ware sy oë waardeur ons kyk na ons wêreld en na ons toekoms. Hierdie oë wil sien, regtig sien. Hierdie oë is ingestel om God se waarheid en liefde waar te neem. Hierdie oë het die openheid om te besef dat ons dalk nie met die eerste kyk alles kan inneem nie, en dat ons dalk nie wat ons sien dadelik gaan verstaan nie. Om doelbewus met die oë van ons hart vorentoe te kyk, beteken dat ons ook erken dat ons nie volledig soos Jesus na mense en situasies en dinge kan kyk nie, en dat ons dan soms verkeerd kan sien. Ons bly streef om meer en meer te kan kyk soos wat hy kyk, maar ons is nog nie daar nie. Ons leer nog hoe om regtig te aanskou. As ons met hierdie oë kyk na ons toekoms, na hierdie nuut wat God laat gebeur, wat sien jy? Sonder om die toekoms te probeer voorspel, dink aan spesifieke omstandighede of vrae wat nou op die voorgrond van jou lewe is. Hoe lyk God se nuut hier? Let op wat by jou opkom, soos wat jy jou volgende tree en beweging saam met God oorweeg.
Let op wat jy voel. Let op watter prentjies vorm. Let op wat hy vir jou sê. Ek en my jongste, Benj, ons het die lekkerste kargeselsies op pad skool toe. En op 'n stadium moes hy homself beskryf. Eers net die fisiese eienskappe en toe sy karaktereienskappe. En daar soos wat ons ry in die kar het ons een vir een genoem. Ek sê vir hom, jy is braaf, jy is liefdevol, jy is vriendelik. En toe op 'n stadium sê ek vir hom, weet jy Benj, jy is oplettend. Wat is oplettend, mamma? Vra hy my. En ek verduidelik vir hom, jy sien raak, jy neem in wat jy sien. Dit maak dat jy die mooi nie mis nie. Jy sien as mense seer kry. Jy sien die mooi blommetjies wat oopgaan. Jy sien die kleure van die lig. Jy sien hoe mense voel. Hy het so geluister en dit was vir hom een van die grootste komplimente. Hy is oplettend. En ek besef dat hierdie eienskap hom gaan help om God te sien en te beleef. As hy groei en oplettend bly, dan gaan hy wil aanskou. En ek hoop die verwondering wat sy oogies oophou hiervoor, dat dit deel sal bly van hom lank nadat hy nie meer 'n kind is nie. Mag ons ook oplettende reisigers wees op hierdie pad wat ons saam met Jesus stap. Mag ons kyk en sien en inneem ver verby wat ons fisiese oë kan waarneem. En mag dit 'n opgewondenheid wat nie geblus kan word nie, in ons wakker maak oor ons komende jaar en oor ons toekoms. Want kyk, hy wat jou by die naam geroep het, is by jou en hy wil iets nuut doen. Kyk, hy wil 'n pad in die woestyn maak. Kyk, hy wil water in jou woestyn gee. Kyk, hy wil jou dors les. Aanskou jou redder. Sien raak hoe hy na jou kyk, want jy is syne. Jou lewe en jou toekoms is in sy hand. Kom ons bid saam. Here, help ons om die oë van ons harte te gebruik, om te kyk na waar ons is en na wat U beloof. Laat ons meer en meer kan kyk soos U kyk. Laat ons sien selfs wat ons nog nie verstaan nie. Laat ons raak sien verby ons beperkte uitkyke. Laat ons met openheid kyk en vertrou dat U aan ons sal bly openbaar wat U wil hê ons moet sien. Dankie vir U belofte vir die nuut uit U hand uit. Amen.